Goeiemôre. En vanoggend lees ons Matteus 6. En dis 'n paar baie belangrike uitsprake uit Jesus se eie mond in Matteus 6. Baie dankie dat jy saam met ons gaan lees. Ons hoor daar in Matteus 6, Jesus sê vir ons in sy eie woorde, vers 1: Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Nou, moenie jouself iets voordoen wat jy nie is nie, nê. God weet en hy ken jou deur en deur. Vers 2. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek, Jesus, julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Dis hoor ons in vers 2, dat ons moenie mense se lof soek as jy iemand gehelp het nie, nê. Dit behaag God nie. Vers 3, nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, hy sal jou beloon. Dis maar moeilik vir baie mense om te glo. Laat jou goeie daad op aarde verborge bly. Mense wil maar wys wat hulle vir ander mense doen, nê. Die dag kom vinnig dat God jou sal beloon vir goeie dade, maar nie as jy daarmee loop en roem nie. Nee. Vers 5. Verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek, Jesus, julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Ja, moenie so bid dat mense nou kan sien hoe jy bid en hoe lank jy kan bid nie. Party mense kan hy gebed uittrek, nê. Ja, dis wat Jesus sê. Dis nie nodig nie. Dis nie gebed nie. Dis selfgesentreerde selfverheffing en dit behaag God absoluut nie. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, hy sal jou beloon. Jesus sê sulke gebede agter geslote deure is gewoonlik die opregte gebede, en dit sal God behaag. God sien alles wat verborge is. Ja, selfs jou hart sien hy raak, nê. Vers 7, wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Ja, en hier sien ons nou duidelik en hoor ons duidelik wat Jesus sê. Moenie dink jy stel God tevrede met baie woorde nie. Dis wensdenkery. Dis iets om af te sjou. Dis selfgesentreerde wensdenkery. Vers 8. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. Ja, eer God, nê. Loof en prys jou Vader. Hy weet alles wat jy benodig. Hou 'n bietjie op om die Here net te vra of om hom te vertel wat hy nou eintlik vir jou moet doen. Vers 9. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, dan sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar luister nou baie mooi na vers 15. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook julle oortredinge nie vergewe nie. Jesus sê en leer ons, so moet julle bid. Wanneer laas het jy so gebid soos Jesus ons leer, die onse Vader? Vers 16. As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker ek, Jesus julle.
Hulle het hulle beloning klaar weg. As jy vas, doen dit sonder om iets daardeur aan ander mense te probeer bewys. Want vers 17 sê Jesus vir ons, nee, as jy vas, versorg jou hare en was jou gesig, sodat niemand kan sien dat jy vas nie, behalwe jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien, wat verborge is, hy sal jou beloon. Moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak nie, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Goed, alles gaan oor waar jy jou skat berre in hierdie paar verse. Jesus sê, moenie skatte op die aarde bymekaar maak, soos geld of sekere goed of dinge nie. Maak eerder skatte in die hemel bymekaar, waar dit veilig en gesond is. Hoe doen 'n mens dit? Hy sê jou hart sal jou skat volg. So kies wyslik. Dit gaan daaroor om te prioritiseer wat werklik belangrik is. Verhoudings, waardes en geestelike groei, bo materiële dinge. Wat vind aanklank in jou omtrent verse 19 tot 21, in hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het? Wat? Vers 22 tot 23. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Ja, die lamp van die liggaam is die oog, né? Jesus sê as jou oog reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as dit sleg is, sal jou liggaam donker wees. Dit gaan hierso oor fokus en perspektief. As jy op God se lig en goedheid fokus, sal dit in jou lewe deurskyn. Maar as jy op duisternis of negativiteit gefokus is, sal jou hele uitkyk vertroebel. So, hoe brand jou lamp? Vers 24, niemand kan vir twee baase te gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ja, dit gaan oor waar jou toewyding lê, né? As jy net op geld en rykdom en materiële dinge fokus, sal dit jou meester, jou baas wees. Maar as jy aan God toegewy is, sal hy jou gids wees en sy gees sal jou leermeester wees. Kom ons breek dit 'n bietjie af. Wanneer Jesus sê, wees toegewy aan God, praat hy daarvan om jou verhouding met hom bo alles te prioritiseer. Dit gaan oor vertroue, lojaliteit en om jou lewe aan sy, die Here, se wil oor te gee, ten volle oor te gee. Dink so daaraan. As jy aan iemand toegewy is jy heeltemal in. Jy prioritiseer hulle. Jy spandeer tyd saam met hulle. Jy luister na hulle. En met God gaan dit oor vertroue. Vertrou God se plan en voorsiening, selfs wanneer dinge moeilik raak. En wat van gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid om sy bevele te volg en volgens sy woord te leef na die beste van jou vermoë. Net die beste is vir God goed genoeg, want God het sy allerbeste vir jou gegee. En dan die oorgawe wat ons van gelees het. Dit is om beheer te laat vaar, met ander woorde, dis om selfgesentreerdheid, selfregverdiging te laat vaar, en die eie ek en God toe te laat, om jou lewe deur die woord en gees te lei, wat beteken dat jy elke dag gedissiplineerd die woord van God sal lees. Vers 25 en 26. Daarom sê ek vir julle,
Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie eens skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle dan nie baie meer werd as hulle nie? Ja, dit gaan daaroor om God se koninkryk te prioritiseer en op sy voorsiening te vertrou en nie op jou eie vermoëns te probeer vertrou nie. Dit werk nie. Vers 27 tot 30. Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle spoeg nie, hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Ja, Jesus sê, bekommernis is sinloos, nee. Jy kan nie 'n enkele uur by jou lewe voeg deur te stres nie. En dan sê Jesus, kyk na die lelies. God klee hulle pragtig. So, hy sal beslis vir jou ook sorg, as jy hom opreg en met volle oorgawe dien. Vertrou God, man. Moenie bekommerd wees nie. Sit jou vertroue op God. Vers 31 tot 34. Julle moet dus nie bekommerd wees en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Nee, dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy, God, julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Ja, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Dus, Matteus 6:33 tot 34 is soos Jesus se uiteindelike raad vir 'n stresvrye lewe. Soek eers die koninkryk van God. Prioritiseer jou verhouding met God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. God sal in julle behoeftes voorsien. Glo jy dit in moeilike tye ook? As probleemwerke sommer so ongevraag voor jou opdoem. Moenie oor môre bekommerd wees nie. Ja, die Here sê elke dag het genoeg probleme. Fokus op vandag. Dit gaan oor vertroue en prioriteite. Wanneer jy God eerste stel, val alles anders in plek. Wat dink jy? Is dit so? Ja, dit is so. Dus, wat sien ons in kort wat ons vandag gelees het? En met dit sluit ons af tot môre. Gee aan die behoeftiges in nood sonder om erkenning te soek, het ons gelees. Jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie. Daarom bly jou gawes 'n geheim. En dan bid in privaatheid, nie om deur ander gesien te word nie. En maak jou skatte bymekaar in die hemel, nie op die aarde nie. Moenie jou oor daaglikse behoeftes bekommer nie. Julle Vader weet presies wat julle nodig het. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy leer ons ook om ander te vergewe, soos ons wil hê dat God ons moet vergewe, en om op God se voorsiening te vertrou, net soos hy vir die voëls in die blomme sorg. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God. Amen.